Baie welkom by die luister meditasies vir Koninkrykstyd. Vandag is Dinsdag, 28 Oktober, en die skrifgedeelte waarop ons fokus is Jeremia 14, vers 7 tot 10 en dan vers 19 tot 22 in die 1983 vertaling. Ek nooi jou uit. Kom, word stil. Bring voor God dit wat swaar op jou hart lê. Die dorheid van die wêreld om jou. Die stilte na 'n gebed ook in jou. Die verlange na hernieude genade. Die gedig Soms van Cas de Villiers sê ook vir ons iets van hierdie tyd van stilte. Soms moet jy die letters uitvee en van die vrae ook vergeet. Daar is ruimte in die raaisels en 'n kruishout in die weet. Soms moet jy wegkom van die woorde en jou weg deur 'n wisselwaarheid waag, verbykom by akkoorde en in die lied ontplof. Soms moet jy van als ontdaan die lekrake in jou omhelsing hou, aan die paradoks getrou. Amen. Jeremia 14 vers 7. As ons sondes teen ons getuig, Here, tree tog op terwille van die naam. Ons het so baie keer van U af weggedraai. Ons het teen U gesondig. Hoop van Israel, redder in tyd van nood. Waarom sou U wees soos 'n vreemdeling in die land, soos 'n reisiger wat net 'n nag oorbly? Waarom sou U wees soos 'n man wat verskrik staan, soos 'n soldaat wat nie in staat is om te help nie? U is by ons, Here. Ons behoort aan U. Moet ons nie verlaat nie. En dan vers 19. Het U Juda dan heeltemal verwerp? Waag U vir Sion? Waarom het U ons getref sonder dat iemand ons genees? Waarom wag ons dat alles regkom, maar dit gaan nie goed nie? Wag ons op 'n tyd van verbetering, maar daar is net rede tot skrik. Ons erken dat ons opstandig was, Here. Ons het teen U gesondig. Ons bely ook die skuld van ons voorvaders. Terwille van U naam, Here, moet ons tog nie verwerp nie. Moenie dat die plek waar U magtige teenwoordigheid regeer, verag word nie. Dink aan U verbond met ons. Moet dit nie prys gee nie. Is daar onder die niks werd gode van die nasies, een wat laat reën, wat die hemelse reën kan laat gee? Is dit nie U wat dit doen, Here ons God? Ons vertrou op U, want dis U wat al hierdie dinge doen. Jeremia se woorde in hierdie gedeelte is swaar van verlange, 'n gebed uit 'n volk se droogte, 'n pleitstem te midde van verwoesting. Die land is dor, die mense is moeg, hulle gebede voel soms so stof. En tog, selfs in hulle skuld, durf hulle roep, U is ons hoop, U is ons redder in tye van nood. Dis die wonder van geloof, dat selfs wanneer ons weet ons het afgedwaal, ons steeds kan terugkeer, omdat God se trou groter is as ons ontrou. Jeremia herinner ons hier, God se stilte beteken nie afwesigheid nie, en selfs in sy oordeel is daar die klank van genade. Wanneer alles in jou wil sê, Here, het U Juda verwerp, kom daar 'n ander stem, 'n sagte antwoord. Ek is nog hier, ek het julle nie vergeet nie.
In die lig van hierdie moeiliker skrifgedeelte, nooi ek jou tot 'n tyd van stilte en nadenke oor jou eie lewe. Waar in jou lewe voel dit tans soos 'n dor tyd? En hoe nooi God jou om tog te bly hoop? Gebruik dit in jou gesprek met die Here. Nog steeds in die lig van hierdie teksgedeelte, wil ek jou vra, hoe ervaar jy die spanning tussen skuld en genade, tussen oordeel en liefde? Dink ook bidtend hieroor na. In die laaste tyd van nadenke, wil ek jou uitnooi om te sit met die vraag: wat beteken dit vir jou om te glo dat God se trou groter is as ons ontrou? Dat God se trou groter is as ons ontrou? Kom ons bid saam. Getroue Here, ons bring ons gebrokenheid, ons vergeet en ons dorheid. Ons het niks om te bied nie, behalwe ons honger na U. Laat die reën weer val oor ons land, oor ons hart wat droog geword het. Herinner ons daaraan dat U die God van hoop bly, selfs wanneer alles dor en droog lyk. Vir U naam ontwil, Here, ontferm U oor ons. Amen.